Goeienaand almal en baie welkom by ons Pinksteraand. Dit is ons derde aand in ons Pinksterreeks en môre aand gaan ons reeks voort en dan is Dominic Piet hierso saam met ons. So ons nooi julle ook sommer klaar uit na môre aand toe. Dan gaan ek nou al sê, ons het sop en broodjies daar by die kombuis, so gaan kry asseblief vir jou na die tyd as jy nog nie gekry het nie. Ons het lekker baie sop, vanaand nog meer, so elke aand raak dit meer en meer, so julle moet meer en meer kom eet asseblief. Ja, en dan hoop ek dat ons 'n baie lekker aand ook dan nou saam sal hê. Aan die begin van die liturgie vanaand gaan ek vir julle vra om te luister na 'n gedeelte wat Dominee Willem vir ons gaan lees, en terwyl hy dit lees, gaan ek die Paaskers aansteek. Verder is die hele eerste gedeelte van die diens responsories. So daar sal staan voorganger, wat dan ek is, en dan sê julle die gedeelte van die gemeente. So dankie Willem, jy kan vir ons daai gedeelte lees, wat nou op die skerm gaan kom. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand, en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood en vra die seën vir die brood. Soos Christus die brood geseën het, seën hy ook vir ons. Soos die brood wat Christus gebreek het, is ons ook gebroke. Kom ons maak ons oë toe, dan word ons net 'n oomblik stil. As daar 'n emosie in jou hart sit, of 'n gedagte, wat ook al nou op jou hart is, gee dit vir God. Amen. Ons gaan ons aanvangswoord ook saam sê. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Die klip is weggerol, die graf is leeg. Ons gaan nou die res dood, waar is jou oorwinning, waar is jou angel? Die Here is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Die Here het opgestaan. Genade en vrede van een Skepper God. Genade en vrede van een Here, Jesus Christus, lig uit lig. Wat ons Here en lewendmaker is. Amen. Ons gaan nou lekker 3 liedere saam sing, so ek nooi jou uit, staan op, sing heerlik saam, en dan sing jy sommer jouself warm as jy bietjie koud kry. O Heer my God, as ek van Heer
Here, wanneer ons bid vanaand, dan bid ons dat U ons bewus sal maak van ons liggaamlikheid. Here, ons wil so baie keer goed verstaan en U beter leer ken en dan voor ons onsself kry, dan is ons weer in ons koppe. Maar soos ons nou gesing het, vra ons U, raak ons harte aan, laat ons luister, help ons om met ons liggame, om met ons sintuie, om met alles wat ons is, U te soek. En Heilige Gees, dis ook ons gebed tydens hierdie Pinkster, dat ons nie net U beter sal leer ken op 'n intellektuele vlak nie, maar dat ons saam met dit U sal beleef. Here, ons vra dat U ons harte oop sal maak. Dankie vir hierdie reis deur Handelinge. Dankie vir waar ons U Gees sien werk. Dat ons daarvan kan lees, maar ook dat ons rondom ons kan kyk en U ook hier kan sien. Amen. Nou, ek gaan ook vanaand net weer by Handelinge 1 vers 8 begin. Ek dink dis nou maar ons sleutelvers as ek nou so sien wat nou al die afgelope paar kere gebeur het. Handelinge 1 vers 8 sê vir ons, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Nou, Lukas het die brief Lukas geskryf, die evangelie van Lukas, en hy het ook Handelinge geskryf. So Lukas is hier aan die woord, en ons moet hierdie twee woorde raak sien. Julle sal krag ontvang, en julle moet my getuies wees. En dan is dit die evangelie in Jerusalem, in Judea, gisterand het ons gesien in Samaria, en dan ook tot in die uithoeke van die aarde. Ek het gewonder, het julle al hierdie aanhaling gehoor? Baie mense sê dit is Sint Francis van Assisi, maar dit is fake news, as daar nou al ooit so iets was. Dit is nie sy woorde nie, maar die aanhaling gaan so: verkondig die evangelie, en as dit nodig is, gebruik woorde. Wie van julle het dit al gehoor? Soort van 'n slogan. Dis waar en nie waar nie. Want jou gedrag, jou optrede, jou dade skep die platform vir jou om jou woorde te gebruik. Ons kan nie net die een hê sonder die ander nie. Nou, wat nou net voor ons teks van vanaand gaan, wat van vanaand gebeur, is daar was 'n visioen en die hele groep reis na Macedonië toe. Hulle gaan na Filippi toe, dit is 'n Romeinse kolonie, en hulle bly 'n paar dae daar. So hulle reis nou verder. En dan lees ons by Handelinge 16, vers 13, op die Sabbat het ons by die stadspoort uitgegaan na die rivier, waar ons vermoed het 'n bidplek was. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar gekom het. 'n Vrou uit die stad Thyatira, 'n purperhandelaar met die naam Lydia, wat God vereer het ook geluister. En die Here het haar hart oopgemaak. Hoor bietjie die woorde van die liggaam. Om ag te slaan op wat Paulus gesê het. Nadat sy en haar huishouding gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom bly dan in my huis. En sy het ons oorgehaal. Nou Lydia is vir my 'n baie interessante figuur. Sy is die eerste vrou wat 'n huiskerk in Europa gelei het. Sy is onafhanklik, sy is enkellopend, so sy is 10-1 geskei of 'n weduwee, maar sy het haar eie huishouding. En sy is die verkoper van purpermateriaal. So dis daai lekker diep pers. Wat hulle gedoen het, is hulle het kleursel gekry deur skulpvis te gebruik of plante, en dan het hulle items gekleur en dan daarmee handel gedryf. Ons lees hier haar hart is geopen. En dis dieselfde woord wat ons by die Emmausgangers sien, wanneer Jesus hulle verstand open. So oopmaak,
oop wees, word hier die woord vir God se reddende werke. Ek lees hier, iemand skryf, bekering volg op die vinnige luister na die interpretasie van die skrif met 'n oop gemoed. So luister na die interpretasie van die skrif met 'n oop gemoed. Ons hele liggaam is deel van die verlossingsgebeure. So die vroue daar by die rivier of by die water, hulle sit nou daar en Lydia is daar en hulle hoor hierdie verhaal. Hulle sien wat besig is om te gebeur. Hulle sien wat met Lydia gebeur en hulle almal kom tot bekering. So sy is hierdie eintlik leiersfiguur. Dalk in 'n klein groepie, maar sy is die leier daar. En dan word sy 'n praktiese getuie. Net daar en dan word hulle almal gedoop en sy maak haar huis en haar hart oop. Sy sê, kom binne. Ek is gasvry. Ek is vrygewig. Vir dit om te gebeur, moes haar hart verander het. Haar kop moes verander het. Haar lewe moes verander het. En ewe skielik gebruik sy haar gawes, haar passies vir die uitbouing van die koninkryk. Dis Lydia, dis die eerste persoon wat ons nou in hierdie reis ontmoet. En dan ontmoet ons 'n tweede vrou. En hierdie verhaal is heeltemal anders. Terwyl ons op 'n keer op pad was na die bidplek, het 'n slavin met 'n gees van waarsêery wat met haar voorspellings baie wins vir haar eienaars ingebring het, ons tegemoet gekom. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu, hierdie mense is diensknegte van God die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle 'n weg tot verlossing. Kom van Lydia af met hierdie groep vroue en nou is hulle op die pad en nou is hierdie jong meisie wat eintlik die woord wat hulle gebruik is dat sy 'n python gees in haar het. Dis deel van die mitologie van die tyd, sodat sy half hierdie toekoms kan sien. Maar toe ek nou soek ek vir 'n prentjie van 'n python en ek gaan nie vir julle jokkie, dit was die grillerigste klomp slangfoto's. Ek het toe nou gesettel op hierdie een, maar hulle ontmoet toe nou hierdie vrou, eintlik 'n meisie. Ons kan nie eintlik sê sy's 'n groot vrou nie. Sy is verkoop as 'n slavin en haar lewe is in ander mense se hande. Sy word gebruik om die toekoms te voorspel. En sy gaan agter Paulus en Silas aan en sy vertel van die verlossing. Maar sy is gevange. Sy is gevange op twee maniere eintlik. Sy is gevange in haar binneste met hierdie gees wat in haar is. Hierdie slang wat al haar energie uitdruk. Sy kan die fortuine vertel, sy kan die toekoms vertel. Maar sy is ook 'n slaaf, 'n fisiese slaaf, want iemand het haar gekoop. Iemand gebruik haar vir hulle eie wins. Sy het nie mag nie, sy het nie status nie, sy het nie vryheid nie. Maar sy gaan agter hulle aan en sy praat die waarheid. Sy skree, hierdie mense is diensknegte van God, die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle 'n weg tot verlossing. Sy vertel die waarheid. Maar 'n weg tot verlossing, nou is daar klomp mense wat sê, maar dalk is dit hoekom Paulus toe so kwaad geraak het, want hy raak toe nou kwaad. Dalk nommer 1 omdat sy die heeltyd agter hulle aanloop, dalk nommer 2 omdat sy die heeltyd skreeu, dalk omdat hulle nie wil hê die boodskap moet op so 'n manier uitkom nie, maar hierdie aanhoudende geskreeu maak dat Paulus dit net nie meer kan hanteer nie en dan dryf hy die gees uit. Dit het sy dae aan een gedoen. Paulus het daaroor ontsteld geraak, omgedraai en vir die gees gesê, ek gebied jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En presies op daardie oomblik het die gees uitgegaan. Nou sal ons eintlik dink ons het hierdie sig van verligting.
Die gees is nou uit die slawe meisie uit. Hy het dit uitgedryf in die naam van Jesus. Maar sy is nog nie heeltemal vry nie, is sy? Want sy is nog steeds in die kloue van die mense wat haar gebruik, vir hulle eie wins, vir hulle eie geld. En nou kan sy nie meer haar werk doen nie. En hierdie mense het hulle inkomste stroom verloor. Eintlik 'n bietjie hartseer is dat ons nie weet wat met hierdie meisie verder gebeur nie. Het sy dalk die goeie nuus aangeneem? Het sy geglo wat sy gesê het? My hoop, maar ek het nou absoluut geen bewyse daarvoor nie, is dalk het sy toe na Lydia toe gegaan en by daai gemeente aangesluit. Maar dalk het sy nie. Wat beteken vryheid vir haar? Sy is vry van hierdie gees, maar sy het nie meer waarde vir die eienaars nie. Hou hulle, stuur hulle terug, kan sy na haar ouers toe gaan, het sy 'n plek om heen te gaan? En ek dink toe ek oor hierdie meisie begin dink, toe snap ek iets van gemeente wees. En iets van die volheid wat God vir ons elkeen wil hê. Vryheid kan net volledig realiseer as ons in die volheid van God inbeweeg. En dis waar die gemeente hierdie belangrike rol het. Waar ons mense inneem, waar die Engelse woord is community, die gemeenskap, waar ons mense opvang en tuismaak en ondersteun. Die gees is uit haar uit. Ongelukkig weet ons nie wat verder met haar gebeur nie, maar die reaksie op hierdie vrymaking van haar is nie bewondering van almal rondom haar nie, dit is die teenoorgestelde. Ons lees bietjie verder. Toe haar eienaars merk dat hulle hoop op 'n inkomste daarmee heen was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die markplein gesleep tot voor die owerhede. En nadat hulle voorgebring het, het hulle vir die stadsbestuurders gesê, hierdie mense stook onrus in ons stad, want hulle is Jode en verkondig gebruike wat vir ons as Romeine nie toelaatbaar is om te aanvaar of na te volg nie. Die skare het toe ook teen hulle gedraai en die stadsbestuurders het hulle klere laat afskeur en beveel dat hulle met stokke geslaan moet word. Dis verskriklik wreed in die middel van die markplein. Nadat hulle met baie houe geslaan is hulle in die tronk gegooi. En is die tronkbewaarder opdrag gegee om hulle baie goed te bewaak. In die uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binneste deel van die tronk gegooi en hulle voete in die blok vasgeklem. Die eienaars van die slawe meisie is boos, want hulle het nou net hulle geld verloor. En hier is Paulus en Silas nou met die Romeinse owerhede deurmekaar. Hulle gaan eers na die markplein toe, daar oop voor almal. Nou praat hulle hierso. Nou hierdie twee mense kan nie nou sê, hoor hierso, ons is kwaad vir hulle, want ons het nou net ons inkomste verloor nie. So hulle moet ander redes gee. So hulle gee ander redes. Hulle het 3 klagtes. Hulle sê, hulle stook onrus, want hulle is Jode, en hulle verkondig gebruike wat nie reg is vir die Romeine nie. So hulle vat so al die teerpuntjies raak. En die laaste klagte is dalk wat hulle die meeste ontstel, want jy kan nie teen die Romeinse ryk gaan nie. Nou sal mens dink, maar as hulle daar in die markplein is, en mense het gesien, hierdie meisie is nou vry, dan kan hulle mos nou opstaan vir haar, of bietjie help. Maar die markplein waar almal kyk, is nie altyd 'n baie veilige plek nie. Dis nie 'n plek van, Engelse woord is compassion, Afrikaans is medelee. Mens vind nie dit altyd in daai oop groot spasies nie. En ek kan nie anders as om die draad te trek na ons tyd vandag toe nie. Want dis by ons maar ook so. Die markplein is daar waar ons met harde oë na mekaar kyk. Waar ons oordeel en veroordeel.
En soveel meer as dit oor geld gaan. Hier ook. Hulle het nou net hulle inkomste verloor. Gandhi het een keer gesê dat it's capitalism is without compassion. En dit is so. Hulle inkomste verlies is meer werd hier vir hulle as die vrymaking van 'n meisie. Ongelukkig is weerloosheid winsgewend. En Paulus en Silas word aangeval vir die verkondiging van hulle godsdiens. En nou is hulle in moeilikheid. Hulle klere word afgeskeer, hulle word met stokke geslaan en hulle word na die tronk toegeneem. En nou is hulle in die binneste deel van die tronk, alleen, bietjie ver van almal anders af en hulle voete is vasgemaak. Maar nou die interessante van die Handelinge verhaal wat ons lees, en as ons so praat van die Gees as vuur en wind, wat ons metafore is, dan sien ons elke keer, as die mense vasgemaak word, dan versprei hierdie vuur. Gisteraand het ons ook gesien, as die evangelie stil gemaak word, as dit net probeer gebeur, dan gaan hierdie hitte verder en die veldbrand gaan aan. En dieselfde gebeur hier. Die owerhede kan nie dit blus nie. Dit gaan net nie werk nie. Om middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. En die gevangenes het na hulle geluister. Paulus en Silas sing. Hulle sing in die tronk en hulle bid. Hulle het 'n gemeente van gevangenes wat na hulle luister. Dis 'n onvoorsiene gehoor. Hulle het nie die oggend gedink dis waar hulle vanaand gaan wees nie. Dis eintlik 'n gemeente, mense, persone wat hulle nie andersins sou kon bereik nie. Die vuur kan enige plek brand. En selfs hier, in die tronk, met hulle voete vas, het hulle 'n lied om te sing. Mense sou dink as jy nou daar sit, dan gaan jy nou darm 'n klaaglied sing, of iets hartseer, want ons het darm sulke liedere in die Bybel ook. So dit sou gepas wees. Maar hulle sing lofliedere. Dis wat hulle kies. Net so Samaria 'n ongewilde adres was, so is die tronk 'n plek waar jy nie wil wees nie. Maar steeds sing hulle, en steeds bid hulle, en hulle sing ten spyte van hulle omstandighede. Hulle sing te midde van hulle omstandighede. En ek dink dis baie makliker om hierdie te preek as om dit te leef. Ek kan nie anders as om ook te dink aan soortgelyke plekke in ons tyd nie. Plekke van isolasie, pyn, waar jou mag en autonomiteit weggevat word. Oorlogsgebiede, wat in George aan die gang is. Gemeenskappe in die kloue van armoede. Wat maak dit vir ons moeilik om in ons eie tronke te sing? Maar dalk is dit nie die regte vraag nie. Dalk moet ons sê, wat maak dit vir ons moontlik om in ons eie tronke te sing? Het hulle gesing omdat hulle gegrond was in hulle geloof? Of was hulle gegrond in hulle geloof omdat hulle gesing het? Hoe omwerk hierdie? Want sien, ek dink nie dat alles net hier begin en dan leef jy nie. Partykeer leef jy jouself weer in die geloof in. Want ons het 'n lewende geloof, 'n beweeglike geloof, 'n beliggaamde geloof. Daar is 'n koneksie tussen wat aangaan in ons spirituele realiteit en ons fisiese realiteit. En hulle snap dit. Hulle verstaan iets hiervan. 12 uur die aand lees ons dat skielik was daar 'n ewige aardbewing, sodat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure het onmiddellik oopgegaan en almal se boeye het losgegaan.
En dan gebeur daar eintlik seker die vreemdste ding van hierdie hele teks. Niemand hardloop weg nie. Ek sou, is vry. Die tronkbewaarder, arme man, skrik wakker en hy sien wat besig is om te gebeur en hy wil sy eie lewe neem. Want hy weet, as almal hier ontsnap het, gaan hulle hom in 'n geval doodmaak. En dan skree Paulus hard, moenie jouself leed aandoen nie, ons is almal hier. Hoekom is hulle almal nog daar? Hoekom het hulle nie gehardloop nie? Iets is aan die gebeur. Die vuur is aan die versprei. Die wind is besig om te waai. Die tronkbewaarder het ingestorm gekom voor Paulus en Silas neergeval, hulle later toe buitentoe gevat en hulle 'n vraag gevra. Ons lees in Handelinge 16 vers 30, hy het hulle na buite gelei en gesê, menere, wat moet ek doen om verlos te word? En hulle het geantwoord, glo in die Here Jesus en jy en jou hele huishouding sal verlos word. Maar ek wil net by daai vraag stil staan. Menere, wat moet ek doen om verlos te word? Kom vra hy dit. Enige praktiese mens gaan mos nou dink, hoekom stuur hy hulle nie terug na hulle selle toe nie? Hoekom vra hy nie vir hulle, hoekom het hulle nie weggehardloop nie, wat doen julle? Hy wil weet, wat moet hy doen? Hy vra nie, wat moet ek doen om nie deur die Romeinse owerhede gestraf te word nie. Hy vra nie, wat moet ek doen om gespaar te word nie. Hy vra, wat moet ek doen om verlos te word? Die vraag van die tronkbewaarder, wat moet ek doen, is iets waarin ons, 'n struik waarin ons ook maar gereeld trap. Ons wil altyd iets doen om iets te kry. Ons lewe in so 'n samelewing. Niks is verniet nie. Maar God werk nie so nie. Genade werk nie so nie. Jy kan nie iets doen nie. Jy hoef nie iets te doen nie. Daar is niks wat jy kan doen nie. Jy kan dit nie verdien nie. Dit is soos die smaak van iets lekker. Dink aan die lekkerste ding wat jy van hou. Sê nou maar 'n sjokoladeroomys. Nou gee ek hou van chocolates. En jy eet dit. Ek kan nie daai smaak maak kom nie. Dit gebeur net. Die genade van God is soos dit. Dit is soos iets wat Friedrich Buechner gesê het. Hy het gesê, dis hier. Jy lewe op hierdie aarde. Jy lewe in hierdie wêreld. En God is so lief vir jou. Maar daar's een vangplekkie. Soos enige ander geskenk, kan hierdie geskenk van genade net joune wees as jy dit vat. En dalk is daar selfs genade in die vat van die geskenk. Ons kry dit net. En hierdie tronkbewaarder weet 10-1 van hierdie slawe meisie wat almal se fortuine vertel. Hy dalk selfs al vir Paulus en Silas hoor preek. Dalk ken hy vir Lydia. Dalk het hy gehoor hoe hulle sing en bid en dit het hom aan die slaap gemaak. Hoe weet ons? Maar dan kom hy en hy sê, wat moet ek doen om verlos te word? En hulle verstaan wat hy bedoel. Hulle sê, glo in die Here Jesus en jy en jou hele huishouding sal verlos word. God se genade is altyd meer. Jy en jou hele huishouding. Hulle het die woord van die Here aan hom en almal in sy huis verkondig. Hy kom tot bekering. Ek dink om Jesus te kies, om God te kies, gaan ook oor 'n bietjie meer as net hierdie oomblik van bekering. Ek dink dit is natuurlik ongelooflik belangrik. Maar vanaf hierdie bekeringsoomblik is dit asof iets oopbreek en ons sien hierdie verlossing wat net vrygelaat word. Ons sien elke keer 'n patroon.
dat dit nie net by die individu stop nie, maar na die huishouding, die gemeenskap toe strek. En hierna gaan hulle nou na sy huis toe, en dan dink ek dis nogal oulik, mooi. Soos hy help hulle, hy maak hulle wonde beter, hy versorg hulle, hy gee om vir hulle, daar waar die boeye was, daar waar die merke is. En 10-1 hou hulle aan preek, want hierna word hulle gedoop, so hulle verduidelik nou nog alles. En dan word hy en sy hele huisgesin gedoop. En hulle eet saam. Ons kan nie hierdie onderskat nie. Hulle het almal tot geloof gekom. Ons sien elke keer as iemand verlos word, dat dit oorgaan in diens na ander. Ons sien hulle word gedoop en dan is daar gasvryheid. Hulle eet saam of hulle huisves mekaar. Ek dink om op hierdie manier gasvry te wees, moet jy in jouself ook tuis kan wees. Hoe anders kan jy mense innooi? En dalk is dit iets wat ons raak sien in hierdie mense se lewens. Wat toe nou daarna gebeur, is dat teen dagbreek het die stadsbestuurders die geregsdienaars gestuur met die opdrag, laat daardie mense vry. Die tronkbewaarder het die boodskap aan Paulus oorgedra. Die stadsbestuurders het laat weet dat julle vrygelaat moet word. Kom dan nou uit en gaan in vrede. Maar Paulus het die geregsdienaars geantwoord: hulle het ons sonder verhoor in die openbaar laat slaan en in die tronk laat gooi, alhoewel ons Romeinse burgers is. En nou wil hulle ons stilletjies uitgooi, beslis nie. Laat hulle ons self kom uitlei. Die geregsdienaars het hierdie boodskap aan die stadsbestuurders oorgedra. Toe hulle hoor dat Paulus en Silas Romeinse burgers is, het hulle bang geword, want sien hulle het nou eintlik droog gemaak. En hulle het hulle om verskoning kom vra, hulle uitgelei en versoek om die stad te verlaat. Toe hulle uit die tronk kom, het hulle na Lydia se huis gegaan. So het begin by Lydia. Daar het hulle die broers gesien, hulle moed ingepraat en vertrek. Is oké, hulle kan nou gaan. Hulle is gevra om die stad te verlaat, maar hulle werk is gedoen. Die vuur is aangesteek. Gemeente daar by Lydia is aan die gang. Ons sien die tronkbewaarder se lewe wat verander is. Ons sien die vuur wat brand by die tronkbewaarder en sy familie. Ons sien gasvryheid en vreugde, die gevolge van die evangelie. Hulle harte is aangegryp, die Gees werk en hulle word praktiese getuienisse deur hulle woorde en deur hulle dade. Verlossing, wat soos die goue draad deur hierdie teks is, beteken hulle is verander, heeltemal. Hulle is nuut gemaak, maar hulle harte verander, hulle koppe verander, hulle lewens verander en hulle gebruik hulle gawes. Die vuur brand. Iets wat ons in Pinkster vir mekaar moet sê, is dat gemeentes wat getrou is aan hulle roeping, nie altyd gewild gaan wees nie. En ons moet dit onthou. Ons moet anders as die wêreld wees. Want ons dink anders, ons neem anders waar, ons voel anders. Ons moet ons gawes gebruik soos die Gees ons lei. Ons moet die vuur laat brand, dit versprei, dit vergroot. En dit lyk verskillend vir elkeen. Vir Lydia is dit om daar te bly en haar huis oop te maak. Vir mense tuiste te wees, om kos te maak en kos te gee. Vir Paulus en Silas is dit om te gaan en nuwe gemeentes te begin, briewe te skryf. Vir die tronkbewaarder is dit om braaf te wees teen die owerhede van die tyd. Daai aanhaling van die begin, verkondig die evangelie. En as dit nodig is, gebruik woorde. Gedrag, my optrede, my dade, gee vir my die platform vir woorde. Ons moet getuig.
op elke manier wat ons kan. Ek sluit af met Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Gees, ons kom bid en ons vra dat U ons sal herskep. Steek daai vuur binne in ons aan. As ons vuur klaar brand, help ons om te sien waar ons aanhou moet werk. Help ons om soos 'n veldbrand die goeie nuus te bring oor die wêreld heen. Maar Here, saam met dit mag ons woorde en ons dade mekaar ondersteun. Mag ons opstaan vir geregtigheid. Ons bid, Heilige Gees, vir ons eie land, vir Suid-Afrika. Here, ons bid vir geregtigheid, ons bid vir die verkiesing, ons bid vir spanninge tussen groepe, ons bid vir vrede, ons bid vir geluk, ons bid dat mense die vreugde van U sal ontdek. Here, gee vir ons deernis en medelee vir die mense rondom ons. Here, ons vra dat U hierdie vlam binne ons nog meer sal laat brand. Ons dink aan elkeen wat swaar kry, wat dalk in hulle metaforiese tronk is, wat sing en ons eintlik verbaas daarmee. Mag ons verstom staan oor daar waar U werk. Here, ons vra dat U ons hande sal gebruik, ons voete sal gebruik, dat ons U met alles wat ons is en alles wat ons het, sal volg. Dat hierdie vuur meer en meer sal brand. Amen. Ons het nou geleentheid vir dankoffers om opgeneem te word. Kom ons staan en dan sing ons slotlied saam. Here Jesus, U skyn oor almal. Jesus
Here maak my 'n lig wat helder skyn om liefde te dra. Al verder skyn deur my tot die hele wêreld, wie dat U vir ons gesterf het, skyn deur my. Skyn deur my. Soos lig wat skyn in die donker van hierdie wêreld, soos lig wat skyn, skyn die Here in ons. Kom, Jesus, kom en verdryf al die donker in ons. Kom, laat U liefde die wêreld oorwin. Ons seën in hierdie hele tyd is dieselfde en dis hierdie uitnodiging om vrede te leef, waar daar nie altyd vrede is nie. Kom ons spreek die seën dan oor mekaar uit. Ek as voorganger, julle waar die Gees staan as gemeente. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar. En mag die Here jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Ek nooi elkeen dan nou uit om saam sop en broodjies te kry daar agter. Soos ons gesien het, om saam te eet is baie belangrik.